Jy is ingeskakel op 'n groot plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Theo Boshoffhuis van Agbiz. En ons gesels 'n bietjie oor die staatsrede wat onlangs gelewer is en natuurlik wat aangespreek is oor die landbou. Theo, goeiemôre en welkom terug. Baie dankie, goeiemôre. So met die staatsrede wat nou net verby is, julle noem dat daar's verskeie positiewe punte wat uitgekom het wat julle as Agbiz beskou is redelik goed, maar nou wag ons vir die implementering daarvan. So wat wil ons in die volgende 6 tot 12 maande sien vir julle om gelukkig te wees oor wat genoem is in die staatsrede? Ja, nee, baie dankie. Ek dink werklike aksie, jy weet, en dit kan wees implementering, maar ook beleidsveranderings. As jy kyk na die laaste, sê maar 2 of 3 staatsredes, daar's baie positief, jy weet, goed gesê, veral rondom infrastruktuur. Massas jy weet, infrastruktuur wat die staat moet gaan belê, miljarde rande. Maar mens weet dat baie van daai nog nie eintlik gebeur nie, jy weet, en dit is dood eenvoudig in terme van die kontraktering, jy weet, en die sogenaamde red tape rondom om goed in plek te kry. So dit is regtig nodig. En dan die beleidsveranderings wat mense spesifiek nodig het, ek dink baie van dit kom neer op plaaslike regering. As jy kyk na ons lede wat landboubesighede is, wat hoofsaaklik in baie van die klein dorpies, jy weet, in die platteland van Suid-Afrika, hulle hoofkantore het, jy weet, en dis natuurlik hulle werksplek. Hulle onderhou en hulle hou eintlik maar baie van daai dorpies aan die gang. Jy weet, die uitdagings wat ons het met slaggate, met water, en ek weet nou, die kolder was baie op Johannesburg, nou jy weet, die laaste week, en ek verstaan natuurlik is ons grootste metro hoekom dit so moet wees, maar dit is goed wat plattelandse dorpies week in week uit gebeur. Jy weet, en baie van die besighede spandeer letterlik miljoene rande elke jaar om eintlik die dienste te lewer wat die munisipaliteite doen. En hulle doen dit omdat hulle moet. Jy weet, dis natuurlik hulle eie werknemers wat ook in die area bly, dis hulle kliënte wat die paaie moet gebruik, die infrastruktuur moet gebruik, maar dit is nie volhoubaar op hierdie basis nie. So wat die president daar genoem het in terme van as dienste nie gelewer word nie, jy weet, nommer 1, daar moet finansiële implikasies wees. Plaaslike regering kry ook baie geld van nasionale regering af. Jy weet, so daar moet gevolge wees vir die wat nie perform nie. En daar was ook baie pertinent genoem dat as 'n munisipaliteit nie hulle dienste lewer nie, dan moet hulle vervang word deur een van 'n ander entiteit, staatsagentskap, miskien 'n privaat kontrakteerder wat die dienste namens hulle kan doen. Nou ek dink dit sal, jy weet, dis wat ons sal nou sê, dit sal baie positief wees. Maar mens sal sien of daar aksie werklik kom, want van 'n politieke oogpunt af kan ek dink is dit 'n baie moeilike ding om deur te voer, maar dit is so nodig, jy weet, vir daai besighede wat in die platteland werk. So in 'n verkiesingsjaar is daar altyd baie beloftes wat gemaak word en mens wag net maar om te sien wat gebeur, maar soos wat jy nou genoem het, baie van die munisipaliteite se dienslewering is nie op standaard nie en die privaat sektor neem dit maar op hulle self. Is daar 'n paar konkrete voorbeelde wat jy vir ons dalk kan gee van munisipale funksies wat landbouondernemings nou maar self in stand hou? Ja, absoluut. Jy weet, die mees algemene een is natuurlik die instandhouding van paaie, veral grondpaaie. Want jy sien op die plattelandse areas, daar is natuurlik nasionale paaie wat deur SANRAL onderhou word. Nou hulle word oor die algemeen bietjie beter onderhou. Dis nie net tolpaaie wat deur SANRAL onderhou is nie. Hulle, jy weet, ongeveer 35.000 kilometer ook jy weet, provinsiale paaie wat nou oorgeteken is na SANRAL toe. En hulle doen relatief goed, maar die provinsiale paaie en veral grondpaaie is jy weet val meestal onder die munisipaliteit se vandel. Nou daar is baie boereverenigings, daar's baie landboubesighede wat dit jy weet heiliglik self onderhou en weer eens sou doen dit uit noodsaak uit. Daar's nie ander opsie nie. As jy die paai moet gebruik en van hom in so waaglike toestand jy kan dit gebruik nie, dan is jou opsies, jy weet, of jy kry al die slytasie op jou kar of jy spandeer maar geld om dit te onderhou. Maar die grootste fokus op die oomblik en dis waar ons jy weet, Agbiz, Infrastructure SA, Agri SA, Departement van Openbare Werke, jy weet nou besig is om projekte loods byvoorbeeld in die Vrystaat is om te sien, daar kan mens identifiseer wat se paaie is ekonomies die belangrikste vir die landbousektor, nie noodwendig net wat sy in die meeste verkeer dra nie. En ook is daar miskien maniere om van daai kostes te kan verhaal. Jy weet, of dit nou is om dit af te skryf teenoor belasting of miskien onder kontrak, jy weet, onder sekere omstandighede van 'n paaie self te onderhou, want die gemeenskappe is reeds besig om te doen. Daar is ander voorbeelde. Ek weet van die landboubesighede wat byvoorbeeld waterwerke en baie van die jy weet plaaslike munisipaliteite onderhou.
Ons spoornetwerk is natuurlik 'n heeltemal ander onderwerp waaroor Ja. ons kan praat, maar jy weet en daarso is positiewe bewegings en veranderings besig om te gebeur. Maar baie van die landboubesighede, veral dies wat in die graansektor wat jy weet silo's het wat kan op spoor inlaai en uitlaai. Hulle onderhou hulle gedeeltes van die spoor. Met die hoop dat eendag miskien sal daar weer treine op baie spore loop. Dis natuurlik groot kostes en ek weet daar is nou 'n groot proses ten minste in die gang met spoor om te kyk kan van daai lyne nie miskien op 'n konsessiebasis oorgegee word na die private sektor, wat natuurlik baie positief sou wees. Daai is natuurlik 'n bietjie van 'n langer gesprek en ook nie iets wat dadelik geïmplementeer kan word nie, want ek vermoed die private sektor gaan baie swaar daar moet ingryp om te help dat die regering daai infrastruktuur weer opbou. 100%. Jy weet en dit moet ek weet ons praat baie maal van privatisering wat as daar nie 'n ander opsie is nie is jy weet is dit 'n manier is dit iets waar men nou moet kyk maar jy moet nog steeds lewensvatbaar en winsgewend wees vir maatskappye om te doen. En as jy kyk na iets soos publieke infrastruktuur soos paaie, behalwe natuurlik as jy 'n tolpad het, jy kan dit verniet gebruik. So dit is baie moeilik om 'n sogenaamde public-private partnership jy weet op paaie te doen of waterwerke of brûe. Spoorweë kan miskien iets anders wees, maar natuurlik daar sal net sekere lyne wees wat winsgewend is. So ek vermoed dat as ons en wanneer ons aan daai proses kom van die konsessies, sal dit nie die hele netwerk wees nie. Dit sal nie noodwendig jy weet die mees afgesonderde lyne wees nie. Dit sal waarskynlik konsolidasiepunte wees, jy weet of sytakke jy weet waar jy produk kan konsolideer en op die hooflyn sit. Net altyd goed om te hoor dat daai gesprekke is weer aan die gang en dit is iets wat op die regeringsradar is. Theo, ons gaan nou weer terug wees met jou. Ons gas is saam met ons in die ateljee, Theo Boshoff van Agbiz. Nou is tyd vir die groot plaaskalender. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Theo Boshoff van Agbiz af. Ons praat oor die staatsrede en wat dit natuurlik inhou vir ons landbousektor. Nou Theo, prakties ons is van die gryslyse bietjie verwyder en dit is altyd 'n goeie ding vir die hele land, maar as ons nou kyk na die landbouwaardeketting, jy weet, waar is die voordeel daar vir hulle? Ek dink die voordeel daarvan kom natuurlik in die koste van finansiering. So die Reservebank bepaal natuurlik die repo rate plaaslik, maar die punt is as ons grootskaalse internasionale beleggings moet kry van infrastruktuur wat ons voorheen jy weet nou van gepraat het, daar moet Suid-Afrika internasionaal geld leen en om af van die gryslys af te wees beteken natuurlik daar's meer vertroue in ons finansiële stelsel wat beteken ons kan hopelik met minder kondisies en teen 'n beter prys internasionaal leen. So dit is baie ek dink jy weet indirek in terme van privaat sektor se voordeel, maar jy weet as geheel vir die land dink ek is dit baie positief as ons meer bekostigbare finansiering kan kry vir die groot tipe infrastruktuurprojekte wat beoog word. Nou, die groot ding natuurlik en ons praat nou al 'n hele paar weke op die program ook daaroor is natuurlik back and closure en dit was goeie nuus om te hoor dat dit is na 'n ramptoestand geklassifiseer, maar waarom was dit nodig om hierdie klassifikasie te doen? Ja, so ek dink daarso dit is nou 'n bietjie semanties, maar ek dink dit is 'n belangrike punt net om te maak om te sê dit is opgegradeer van provinsiale ramptoestande na nasionale een toe. Wel na 'n nasionale ramp toe. Maar ons is nog steeds nie verklaar dat ons is nie in 'n nasionale ramptoestand nie. Jy weet so in Engels sê 'n state of disaster nie. Dis net 'n national disaster. Maar die implikasies daarvan is nog verskil nog 'n bietjie want tydens COVID byvoorbeeld was ons in 'n nasionale ramptoestand verklaar. En die implikasies daarvan is die regulasies, beperkings op beweging, die tipe goed kan baie vinnig
met minder konsultasie amper oornag jy weet verklaar word. Nou, ons het jy weet almal daar natuurlik jy weet dit self beleef tydens COVID. So dit gee vir die staat meer magte om vinnig te beweeg. Nou dit is nie waar ons op die oomblik is nie. Waar ons op die oomblik is doodeenvoudig dat die ramp wat back and close hier is opgradeer na 'n nasionale ramp toe, wat beteken daar is nou nasionale koördinering wat kan plaasvind. So dit is maar meer interne staatsfunksie en hopelik hulpbronne van die nasionale regering wat na die provinsies toe kan gaan. Maar die definisie in die wet is bloot eenvoudig as 'n ramp van die aard is dat nie beperk is tot een provinsie nie of een provinsie kan dit nie hanteer nie, dan moet dit geherklassifiseer word as 'n nasionale ramp. Maar die implikasies daarvan is dink baie intern binne kan die staat. So die verwagtinge ek dink mense moet 'n klein bietjie bang, jy weet of nie, bang versigtig wees daarvan want ek het al vrae gehoor byvoorbeeld beteken dit nou dat daar vergoeding gaan kom vir produsente. Beteken dit byvoorbeeld dat daar nou baie strenge beperkings op beweging gaan kom wat vinnig verklaar gaan word. Ongelukkig dink ek die antwoord op hierdie stadium is waarskynlik jy weet is nie die geval nie. Dit moet nog steeds onder die Animal Diseases Act deur die departement van landbou bestuur word. So daai elemente verander nie as gevolg daarvan nie. Maar as addisionele hulpbronne kan vloei van nasionaal tot provinsies, ons weet baie van hierdie elemente byvoorbeeld word deur die provinsiale staatsveeartse bestuur, dan kan nog steeds 'n positiewe effek hê. Nou, dink jy dat, ek weet, baie van die boere het nou al gesê dat enstowwe en veral nou dat dit deur die regering moet deurkom is 'n bietjie problematies. Hulle wil self dit dalk in hulle eie hande neem. Dink jy dat daar word genoeg gedoen van die regering se kant af om seker te maak enstowwe kom by die boere uit? So die groot ding is wanneer daar genoeg enstowwe beskikbaar word, jy weet in ons van die komitee se kant af, jy weet ons maak hierdie voorstelle ook nou jy weet vir die staat om te sê dan die regulasies moet in plek wees jy weet om die sogenaamde artikel 10 skema om seker te maak dat jy kan preemptive voluntary vaccinate. In ander woorde, al is jy nie in jy weet die middel van die krisis nie, as daar back and close hier op 'n aangrensende plaas is of in die gebied is en jy wil op jou eie kostes self inent. Jy weet dan moet die regulasies van dit toelaat. Dit is die groot ding. Ons is op die oomblik nog nie daar nie. Ek dink op hierdie stadium is nog nie genoeg inentings in die land beskikbaar nie. So ek verstaan, jy weet die staat gaan natuurlik die eerste inentings wat beskikbaar wat inkom self gebruik, jy weet in daai proses en mens kan dit tot 'n mate verstaan om in die krisisareas jy weet self aan te spreek, maar die punt is die oomblik as daar genoeg kom, wat waarskynlik in die volgende maand of 2 sal gebeur, dan moet daar regulasies in plek wees. Net 'n bietjie weer eens jy weet daai verwagtinge. Die World Organization of Animal Health vereis wel dat daar naspeurbaarheid is, jy weet in die stelsel. Jy moet weet wat se diere ingeënt is en jy moet dit kan bewys. Anders kan die mark nog steeds dit nie aanvaar nie. En ons is nog sterk ook daarop in terme van dat privaat veeartse en die minister het ook nou jy weet onlangs genoem dat privaat veeartse sowel as staatsveeartse moet betrokke wees, maar ek dink dit beteken nie noodwendig 'n geval dat jy dit van die rak af kan koop, jy weet, en wanneer self die inentings doen nie. Want dit moet nog steeds op die stelsel kom, dan moet nog steeds tot 'n mate beheer wees, maar dat die staat fisies self alles gaan doen, jy weet, daar's eenvoudig net nie genoeg kapasiteit daar in die staatsveeartse of die departement nie. So die private sektor moet tot 'n groot mate self betrokke raak, in 'n gereguleerde mate. So net van Agbus se kant af na die staat se rede, wat maak vir julle nog wat laat julle positief voel oor alles wat die president gesê het? So weer eens, ek dink soos die laaste 2 jaar, as jy bloot eenvoudig daarna kyk, alles wat gesê is pro-besigheid, dit klink baie goed, maar omdat dit nou al 2 of 3 jaar gesê is en mens sien dit nie deurgevoer nie, is mense 'n klein bietjie skepties. Jy weet, en dis hoekom mens baie nou daai gaan moet kyk. Een ding wat ek ook net kan noem, jy weet, daar's nou 'n taakspan ook afgekondig om te kyk na swartmarkprodukte. En in die landboubedryf byvoorbeeld alkohol en tabakko is, jy weet, tabak is daar 'n geweldige groot markaandeel in die swartmark wat 'n bekommernis is. So as 'n taakspan afgekondig, ek dink dis positief, maar amper in die volgende sin sê hulle daar gaan hoër belasting daarop wees en groter beperkings op die bedryf, jy weet. So ek dink dis rocket science om te weet dat dit eenvoudig die swartmark meer van 'n advantage gaan gee. So dit klink vir my maar implementering is maar die grootste ding vir ons. 100%. Theo, baie dankie vir jou tyd vanoggend, ons waardeer dit. Dis Theo Boshoff van Agbus oor die staatsrede en ook natuurlik wat dit vir die landbousektor inhou. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môreoggend saam.